Ons maak vandag weer 'n syde-draai met Aitsa op Kletskompas. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels in hierdie episode met Anne-Marie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein. En dan kom jou beloofde syde-draai waar ons in Oranjemoed gaan kuier om te gesels oor die OMD is inisiatief in die dorp om hierdie dorp bietjie op te kikker en in 'n moderne dorp te ontskep in 'n slim dorp of 'n slim stad. Dan gaan gesels ons ook met die eienaars van Ad Kronenhof Lodge met Carlia Brantes, maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikeinse kikkie kompetisie. Anne-Marie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Anne-Marie, hoe gaan dit? Ek was baie lank klaar hier, so dit gaan goed elke keer as ek saam met jou hier kan wees. Jy is terug in die Kletskompas ateljee en die rede hoekom sy weg was, as jy nou nog nie weet nie, is Anne-Marie te syde-draai nog meer suid gevat as wat ons vandag op Kletskompas vat. Soos wat jy nou regtig soos in op die vaste volle syde. Ja, lekker suid, lekker ver suid. Ek was nou nie in die Weskaap gewees nie, maar Ek is in die Weskaap gebore, so ons is in die Weskaap ook. Suid sal jy gaan, so. Ja. Jy was in die Noord-Kaap gewees in Suid-Afrika vir 'n paar dae verlede week gewees. Ja, ag dit was ongelooflik lekker. Ons het gegaan om bietjie met 'n paar van Enjoy Life se kliënte te gaan gesels, bietjie onderraaks episodes te gaan skiet en dan natuurlik net om te gaan kyk wat die Noord-Kaap het om te bied, net om bietjie op sosiale media te wys, want ons het die Kokerboomroete gevolg wat ongelooflik goed uitgedink is. Ek het eintlik een van die stigterslede van die Kokerboomroete ontmoet, aan die Maxi Kompion. Sy is ongelooflik oulik en net om te sien al die gedagte wat in al die plekkies ingaan waar mense stop langs die pad en hoe elke padstal so uniek en sy eie gemaak word. Dit was 'n ongelooflike ervaring gewees. Ja. Daar's ook 'n bietjie op Republikeinse agterblad môre. Ja, ons was bietjie by die Akkerboom-padstal gewees. Regtig 'n oase in die droë Noord-Kaap. Kyk, dit was nie nou droog gewees nie. Dit reën nou so bietjie daai kant en dit was reën nou bietjie woes. Ek het vandag met 'n kollega in die Kaap gesels en toe ek vir hom vra gaan het, nee, is nat. Dit's net nat. En as dit mos nat is in die Weskaap, dan is dit koud in die Noord-Kaap. So ons het baie koud gekry. Maar die Akkerboompadstal is regtig 'n oase in daai droë wêreld. Dit voel asof jy half in 'n ander wêreld instap en ek het bietjie met die eienares Tannie Trudy gesels. En net so ongelooflik, ek meen die padstal is al 20 jaar oud en net haar manier van kyk na die besigheid en hoe hulle dit laat groei het, maar ek wil nie te veel vertel nie, want ons wil nog steeds hê mense moet die Republikein gaan lees môre, maar ja, net regtig 'n ongelooflike mooi plekjie en ongelooflike mense om mee te gesels. Nog 'n ongelooflike plek in Namibië hierdie keer, maar ongelooflik, ek dink vir die vermeende misdaad waar daar plaasvind. Natuurlik. Die plaas Eendrag wat binnekort onder die hamer gaan wees vir 34,9 miljoen Namibiese dollar. Nou hy is vermeerwaardeer, maar nog meer as sy waarde is die dinge wat na bewering al op daai plaas gebeur. Sien, ek ken nie plaas Eendrag se storie nie, jy gaan vir my moet vertel hierso. Die Namibiese polisie het soos duisende Namibiese dollars se dagga na bewering daar gevind. Okay. Dit was glo klaarblyklik as 'n dagga plaas gebruik en is tussen ander gewasse is hierdie dagga nou versteek. En daar is ook
honderde bees wat aan Meetco behoort, wat van die plaas Eendrag af verdwyn het. Ek het baie vrae. Ek weet nie waar om te begin nie. Maar okay, dag. Ek het onmiddellik vir my vriendinne laat weet, ek was soos, ons wou nog altyd ons eie dorpie gestig het. Hierdie klink soos is die perfekte plek. So, okay, is hy verminder waardeer dink jy as gevolg van die vermeende misdaad? Of verminder gaan hy verminder verkoop word dink jy as gevolg van die vermeende misdaad? Ek weet nie regtig wat om vir te sê nie. Ek weet nie baie van eiendomme af nie. Ek sou dink dalk, ja. Dis soos daai wat eiendomsagente nie vir jou wil sê die huis spook nie, of dis iemand dood in die huis nie, want of daar slange oral. Ja. Skalk Besuiden nou, die komediant vertel altyd hierdie grappie van toe hulle 'n huis in ek glo Belito gekoop het saam met sy vrou. O, ja. En nou sê hy nee, maar dit wat hom verkoop het op hierdie huis is hierdie groot skuifdeure wat jy kan oopskuif en die see lig kan deurkom. En die eerste keer toe mense vir hom op Belito kom kuier, toe sê hulle vir maar Skalk, wat doen jy? Kan nie die plek oopmaak nie, daar's slange daar. So dit voel vir my soos daai, miskien wil die eiendomsagente nie vir hulle sê wat daar's dalk dagga daar en 'n gebrek aan beeste daar nie. Gebrek aan beeste. Ja, ek weet nie. Dis vir my moeilik want dit voel vir my dat jy kan nie regtig grond veral soos 'n plaas koppel aan wat voorheen daar gebeur het as jy dit koop nie, want is eintlik maar die eienaar, dis nie eintlik die grond nie, soos die grond het niks verkeerd gedoen nie, maar ek verstaan dat daar nou 'n sekere stigma is wat saam met dit gaan, maar seker goed dat hy verkoop word as dit die tipe goed is wat daar aan die gang is. Is maar al wat ek gaan sê. Is dit seker goed? Ons sal nou maar nog moet hoor wat sê ons howe van dit wat nou bewering op die plaas Eendrag gebeur het. Dan ook ons howe en ons regstelsel Kubermisdaad in Namibië is onder die loep geneem op Swakopmund. Elena Ndakewondro berig oor maatskaplike werkers en belanghebbendes wat 'n sluipskool, 'n 50 sluipskool met die Namibiese polisie ondergaan het oor hoe om kubermisdaad te hanteer. Veral wanneer dit kom met kinders, daar is toenemende gevalle nie net in Namibië nie, maar ook wêreldwyd waar kinders betrokke is by kubermisdaad, of dit nou dit nou kinderpornografie is, maar ook die snaakste een vir my is dat mense letterlik daar's mensehandel en takke van mensehandel wat dryf juis in mense om kubermisdaad te pleeg. So ek koop iemand onwettig op die swartmark en dan sluit ek hom toe in 'n kamer dat hy vir my met kubermisdaad pleeg. Basies. Dis baie eienaardig en hulle het eintlik een van hulle hier in Windhoek gekry, so 2 jaar gelede. Ja. So ja, en dan ook op ons tegnologie kubernoot Telecom Namibië wat ook nou tesame met CRAN en TC Namibië gaan torings uit ons netwerke uitbrei, veral in die landelike gebiede, veral in die platteland. Hulle gaan iets wat genoem word 'n RAN netwerktoring oprig of verskeie van hulle. Dit beteken Random Access Network. So dit is nou die internet. So dis RAM, maar vir netwerk. Ek sien my RTT het so 'n bietjie gehelp. Ja, ag nee, kyk, ek dink is albei verskriklike positiewe goed. Eerstens kubermisdaad, dis vir my so belangrik dat mense begin leer hoe om daarmee te werk. Want dit is regtig besig om dis 'n plaag op hierdie stadium. Ek meen, ek praat uit persoonlike ervaring uit, maar daar waar ek in Johannesburg was, het ons byvoorbeeld toe ChatGPT en AI nou 'n ding raak, mense gehad wat meisies in die skool gevat het en hulle gesigte op kaal lywe geplaas het en daai foto's uitgestuur het en daai tipe van goed. En dis so ongelooflik damaging aan daai persoon se reputasie. En dit is nou maar net een vorm van kubermisdaad, maar ek is so bly as daar mense is wat opgewasse is om daarmee te werk, want baie mense is nie en hulle is soos okay, maar dit het nou op die selfoon gebeur, dis okay. En niemand verstaan hoe belangrik dit eintlik is dat dit reg hanteer word nie. En dan natuurlik nou kan ek my foon op die plaas gebruik. So ek is baie gelukkig oor Ja, my enigste vraag is nou hierdie netwerktorings kan tot op 40 km radius dek, wat nogals ver is vir ons tegnologie, maar dit kan ook net 0.4 km dek, afhangend van hoe besig daai netwerk is.
Maar wat vir my uitstaan, en hy staan so hier agter in die berig, en dis iets wat ek graag wil hê mense moet môre gaan lees en oor dink. Daar gaan ook satelliete wat in lae aarde wentelbane, so dis nou so Starlink, maar nie Starlinkie, want Starlink is nie wettig en maar weer nie. Maar ons het OneWeb, 'n ander verskaffer van daardie diens, wat die regering ook sê, of Crane ook sê, hulle gaan begin implementeer. Wat sin maak, want jy kan nie 'n toring daarop sit vir 'n plaasboer en 3 plaaswerkers se gesinne nie, dit nou 20 mense, as dit nou baie is. So, daardie soort tegnologie gaan dit ook baie goedkoper maak vir mense op ver afgeleë gebiede, waar dit net ek en 10 ander mense is, om netwerkdekking te kry. So ja, die toekoms lyk blink, en jou middag lyk ook blink, want jy kan ons nou verlaat. Ag, baie dankie. Baie dankie. Dankie dat jy by ons was, Annemarie. Ons gaan maak nou 'n draai by die weer. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Afgelope paar dae net geleidelik koeler en koeler in die hoofstad. En daardie koelte beteken vir ons dalk vir volgende jaar groot reën. Kom ons gaan kyk of dit nog bietjie gaan afkoel sodat ons volgende jaar lekker reën kan kry. Sonnige dag môre op Windhoek met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Ook sonnig in die ooste op Gobabis met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Maar wel reënerig op Rundu met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30. 'n Sonnige dag môre op Swakopmund met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 17 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk op Ariamsvlei met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 23. En ook sonnig op Reebot met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Tune into AgriMonitor this week for everything shaping agriculture across Namibia and the region, from booming livestock markets and foot and mouth disease battles to bold investment plans and a world record attempt at Nampo 2026. Let's take a look at some of the highlights. Nampo 2026 is back under the theme Resilience Through Innovation, chasing attendance records and a Guinness World Record gathering of Toyota Hilux bakkies. South Africa has vaccinated over 2 million animals against foot and mouth disease since February, with South Africa's Minister of Agriculture, John Steenhuisen, reporting no new breakthroughs in vaccination herds. The Food and Agricultural Organization and Zamcom have launched a program targeting $28.3 billion in investments for water, food and infrastructure across 8 Southern African countries. Namibia's Department of Veterinary Services oversaw a second cattle consignment to Mauritius, with 2,700 lighter animals opening new opportunities for northern communal area farmers. Namibia's livestock sector had a strong February, with beef exports doubling, sheep marketing up 69%, and growth across goat, poultry and the egg sector. All this and more on tonight's show. I'll see you there.
Ons gaan kuier nou op Oranjemund waar ons 'n bietjie hoor oor die OMD is inisiatief en dan by Adkron in North Lodge. The focus areas that OMDIS is looking at is agriculture, property development, SME development, arts, education, healthcare. And currently, the programs that we are running is the SME Center, where we assist existing businesses to become more robust. We are also looking at creating new entrepreneurs. So we've been involved in trainings of our SMEs, business registration, issues of compliance, looking at how can we make sure that the businesses become more sustainable, create the necessary jobs, and for them to become more profitable in their processes. We're also looking at agriculture. We are currently running the OMDIS nursery, but the biggest opportunity for Oranjemund is agriculture along the Lower Orange. So OMDIS has done a feasibility study to see if we can set up the industry of agriculture, which is proving to be feasible and viable. We are here at the OMDIS nursery. The OMDIS nursery was established in 2015 as an R&D project to see whether agriculture will be sustainable in Oranjemund. And the aim of it was to see what is the type of produce that we can grow here, to which extent, and how can we commercialize the produce that we are producing here. So currently, the OMDIS nursery is managed by Mr. Etienne De Jager. We have currently 11 people that are employed at the nursery. We are producing table vegetables. We have tomatoes, cherry tomatoes. We have green peppers, cabbages, carrots. Sometimes we do cauliflower, broccoli, chilies. It's one of our best sellers. Eggplant. We also recently produced eggplant. And what we are doing right now is we are selling this produce locally, as far as Roshpina, and even recently we started selling to Lüderitz as well. Now the idea with this project is to position Oranjemund as an agricultural hub. As we all know, the Orange River is what makes Oranjemund Oranjemund. It brings us, the diamonds, and it's also going to bring us sustainable agriculture for Oranjemund. Currently, also, we have been putting up plans and activities to commercialize this nursery. We have a few net houses, we have a few tunnels where we do different types of planting, and it has yielded much success. And the idea is to increase production of the nursery. We're also looking at property development. OMDIS has been involved with a few key projects, one which is a partnership between OMDIS and Trip Travel to construct a 20-room boutique hotel right here in Oranjemund, and also looking at other opportunities where property development is concerned. Housing is one of our next projects that we are looking at. We are currently also running the OMDIS Art Center. The Art Center looks at skills development, looks at how we can position Oranjemund as an artist hub. So we are running a program called Art Can Transform, where we've done a lot of public murals, we've done sculptures, we are doing trainings in arts and craft, music. We are quite involved with the schools and so on. So we really believe that the creative industry can play a huge role in accelerating Oranjemund's sustainable economic development. Oranjemund is really a unique destination. There's a lot of opportunities for us to grab in terms of tourism, in terms of agriculture, in terms of property development, but many other opportunities, oil and gas, renewable energy. So Oranjemund is really strategically located for us to grab these opportunities. We would definitely facilitate where we need to remove any bureaucracy, any red tape, and for business creation to accelerate. We recently held our first dialogue with the Oranjemund Town Council, and we talked about how we can then ensure that we roll out all the bottlenecks for Oranjemund to be responsive to business development. We managed to be awarded the Orange River Tourism Concession that is at Hohenfels. This concession allows us to actively
establish the industry of tourism in Oranjemund. Therefore, what we are currently doing is to bring necessary development to the town of Oranjemund. Although there's still a lot of work to be done, but we are hopeful that this project will bring much needed economic change for Oranjemund. OMDIS has been funded by NAMDEP, and the idea of that funding is to plow back into economic diversification of Oranjemund. So what we're trying to do is to ensure that Oranjemund has a fighting chance to achieve sustainable economic development by the year 2030 and beyond. Baie dankie dat ons vandag by julle kan wees. Baie dankie, is lekker om julle hier by ons te hê. Dis altyd 'n plesier om terug te kom. Ek was nou al 1 of 2 keer hier so en dit is my elke keer so lekker saam met julle. Charles, ek wil hê jy moet ons asseblief vertel van Kronenhof. So kom ons begin heel by die begin. Sê vir my, wanneer het julle begin en wat beteken die naam? Kijk, ons het in 2018-19, maar met die droogte wat hier was, het ons is eintlik 'n skaap en beesboerdery het ons hier gehad. So ja, met die droogte moes ons toe iets anderster begin doen het. En omdat die C27 en die D707 hier naby ons is, het ons besluit ons moet maar ergens begin om ook op die water klim van die toerisme. So basies het ons in 2019 begin bou. Beste tyd van die jaar, van die wêreld. Met 2020, toe val alles mos nou maar in mekaar en so. So ja, ons kon toe nou nie alles los nie, ons het toe maar verder aangegaan en gebou. En 2021 het ons amptelik oopgemaak die lots. So julle is nog redelik nie in die toerismebedryf, maar julle doen verskriklik goed. Sê vir my, het julle nog altyd die kampplekke gehad en alles, of waarmee het julle begin? Ons het basies met die kampplekke en met die selfsorg of self-catering plekke begin. En dit was maar ons plan gewees om dit oop te maak en dan kan ons return, soos Engelsman sê, return of investment kan kry. Maar met die hele pandemie en alles, moes ons toe nou maar verder aangaan en toe nou maar alles klaarmaak. So ja, alles en alles het ons toe nou klaargemaak en 2021 alles toe nou oop gekry. Soos wat hy vandag staan. Soos wat hy vandag staan, ons het nou 'n paar kamers ekstra bygebou, ons familiekamers bietjie anderster gemaak, nog ekstra badkamer bygebou. So julle is besig om uit te brei en groter te raak soos wat dit aangaan. Ja, nee, soos wat die toerisme maar is, moet 'n mens maar adapt. Ja, mens moet heeltyd up-to-date wees. Jy moet constantly kyk wat gaan in die mark aan, hoe verbeter ek myself. Maar ek glo wat julle hier so aanbied is amazing. Kan jy asseblief vir ons kykers 'n bietjie vertel watse verskillende verblyfopsies het hulle hierso? Ons ons begin maar van onder af. Dan werk ons hom op. Ons het 'n groep kampplek wat ons nou maar meer vir die ouens wat nou 'n lower budget wil gaan, maar nog steeds baie lekker plekke is. Hulle het hulle eie swembad daarso. Dan het ons die private kampplekke. Ek sê altyd ons glo nie in die 1.5 meter social distance nie. Ons werk op 1.5 kilometer, so daar's baie. Jy wil 'n bietjie ver uit mekaar uit wees, veral as jy 'n groepie op jou eie is. Ja, nee, so en dis baie lekker want jy het jou eie badkamer, daar's genoeg pakplekke, genoeg hangplekke, want dis altyd maar 'n groot ding. Waar hang 'n mens goed? Maar julle het al baie gaan kamp en bietjie geleer van wat werk en dit is wat julle toe gemaak het. Ja, nee, my skoonpa, hy hou van kamp. So, en hy was die designer geweest. Sien, mense het sulke mense nodig. Ja, so nee, hy het al daai klein goetertjies wat vir my dink nee, dis nie nodig nie, maar hy het gesê dit is nodig en dit is die dinge waarop die mense nogals uitwys en sê, dit is 'n lekker ding daai. Wonderlik. So van die kampplek af. Dan het ons die self-catering eenhede waarvan ons 2 van hulle familie-eenhede het. So as jy nou of dalk net 'n groep mense is, jy wil nie 2 kombuise hê nie, jy wil net 1 kombuis hê. So dan maar jy het net 'n ekstra kamer met 'n badkamer of dalk net 'n gesin. So daar is 'n deur tussen die kamers. So jy kan hom toemaak as jy vriende is of as 'n familie is, maak jy die deur oop. Dan daarna het ons die ons dinner bed and breakfast kamers wat ons maar basies die mense eet in die restaurant. Daarvan het ons 9 en dan het ons familiekamers. Het ons 4 van hulle waar hulle bestaan uit 2 kamers, elkeen met 2 badkamers ook. En dan die flagship, zullen we sê, is die Mountain View Villa. So hy het 4 eenhede daarso. Wat met hom kan jy kan self cater of selfsorg. Jy kan afkom hier kom eet by die lodge of ons kan vir jouself kos gemaak daar. Ons het nou dag mense gehad wat ek sommer steak daar bo vir hulle gemaak het en pizza gemaak het. So daar's tot 'n pizza oond ook so. Ek het gesien julle kykers, so die van julle wat 'n groot groepie is wat
nie te ver van Winterkaf wil kom nie, hier is die plek vir julle. Die Mountain View Villa, julle het dit nou by Chart gehoor, daar is 4 eenhede en dan is daar 'n gemeenskaplike baie groot kombuis met die wêreld se mooiste stoof en oond. Ja, goed, hy's beter as myne by my huis. Selfde. So daar's 'n baie groot kombuis met 'n binnebraai, eetkamer en dan soos 'n kan ek maar sê televisiekamer tipe situasie. Dan as jy uitgaan het jy jou eie pizza oond, private swembad, 'n groot bouma area vir 'n firepit in die winter want ek neem aan in die winter raak dit vrek koud. Dit kan nogal koud raak daar so. En daar is ook nog 'n braaiplek daarso. Ja. Ja, so die Mountain View Villa is stunning. En soos Chart gesê het, as jy te lui is om self kos te maak, hulle sal dit vir julle kom doen of jy kan by die restaurant kom eet. Ja. Chart sê gou vir my, doen julle ook funksies hierso? Troues, conferences? Ja, nee, ons doen al daai goeders. Ons is ingerig vir konferensieplekke en ons het 'n venue ook waar ons troues en alles doen. Wat ons 'n bankie het en 'n hele arts het en alles met 'n mooi uitsig oor die berge en alles. Mooier as hierdie wat ons nou het. Ja, nee. Sjoe. Okay, wel daar het jy dit gehoor. Die van julle wat beplan om eendag te trou. Ek het nou pas vir julle gesê waar julle gaan kom trou. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 8:00 die aand op Netwerk Televisie DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 in Namibia, as ook oneup2.com. Maar tot môre, is dit mooi bly.